come forth afresh on me. Spirit of the living God, come forth afresh on me. Spirit of the living God, come forth afresh on me. Spirit of the living God, come forth afresh on me. Like a wind, like a dove, like a river, like a flood. Holy Spirit, you are welcome here. Come like oil, come like rain, like fire set ablaze. Holy Spirit, come and have your way. Holy Spirit, come and have your way. Spirit of the living God, come breathe new life in me. Spirit of the living God, come breathe new life in me. Like a flame as you speak, like strength for the weak. Holy Spirit, you are welcome here. You're a witness, you're a friend, my peace without end. Holy Spirit, come and have your way. Holy Spirit, come and have your way. We make room for you. Do what you want to do. We make space for you to move how you want to move. We make room for you. Do what you want to do. We make space for you. Move how you want to move. We make room for you to do what you wanna do. We make space for you to move how you wanna move. We make room for you to do what you wanna do. We make space for you to move how you wanna move.
how you want to move. We make room for you. Do what you want to do. We make space for you. Move how you want to move. Spirit of the living God, come full afresh on me. Spirit of the living God, come full afresh on me. Hemelvader, dit is vir ons 'n voorreg om die heilige naam te kan aanroep in ons vergadering. Dit is vir ons 'n voorreg om te kan bely dat U vir ons ruimte gemaak het in U Seun. Ruimte om weg te kom van ons sondigheid en ons gebrokenheid en ons ou lewe. Ruimte om geregverdig te word. Ruimte om geheilig te word deur U Gees, sodat ons U kan aanskou, sodat ons U lieflikheid kan sien, sodat ons as U skapies U stem kan hoor en agter U verordeninge en U woord en U roepstem kan aanstap. En Vader, dis ons verlange dat wanneer ons saam is, dat ons sal wegbeweeg van die roepstem van hierdie wêreld, die roepstem wat in verloklikhede en blink dingetjies ons weglok en ons tyd steel en ons wil oorweldig en ons lou maak, wat die warm en die ywer van die Here uit ons hart uit wegvat, wat ons laat sit en ons stom maak en ons in onbeweeglik maak, versluier. Here, ons kom eer U vanoggend, dat in die bloed van die lam U ons bevry het van al daardie leuns, dat U ons vrygekoop het tot 'n nuwe lewe, dat U Seun gewederbaar het binne in ons, dat in Christus ons al die geestelike seëninge wat daar in die hemel is ontvang het, en nou vanuit die krag van U oorwinning kan leef. Ons eer U dat U die oorwinnaar is, en dat U oorwinning triomfantlik in ons lewens kan voortbeur, in heiligmaking tot die dag wat ons asem gee, en in heerlikheid, teenwoordigheid by U sal wees, en die teenwoordigheid van die vlees, die ou mens, sonde, nie meer sal wees nie. En die enigste manier, Vader, hoe ons daar kan kom, is en was deur Jesus alleen. Hy is die weg tot heiligheid, hy is die weg tot heiligmaking, hy die perfekte Seun van God, lam vlekkeloos, kon ons vrymaak en bevry en vrykoop. Daarom is my gebed, Here, dat ons sal vasklou met alles wat ons het aan wie U is, wat U kom doen het, en dat ons nie in ons eie menslike pogings en godsdienstigheid sal kom staan nie, maar bevry sal wees daarvan. Ons denke vernuwe en verander sal word, ons nie gelykvormig sal wees aan hierdie wêreld nie. Ons lewens sal neerlê, ons innerlik dag na dag nuut sal word, en U Seun geopenbaar sal bly in ons lewens. Here, werk U woord uit in ons gemeente. Maak ons gemeente lewend na U woord. Laat ons gemeente in heiligmaking beweeg, Here. Dit help nie ons gaan by die kruis en gaan sit net by die kruis nie, Here. U het ons geroep om op te staan in die deurbraak van heiligmaking tot by die troon van die Vader, sodat ons kan aanskou die heerlikheid van die Here, nie net as 'n toeskouer nie, maar 'n geroepene om uit te gaan in die koninkryk van God in hierdie wêreld in, en die lewensbrood met die wêreld te gaan deel, en sê, kom, sy las is lig en sy juk is sag. Kom na die Here Jesus toe. Kom lê jou lewe neer. Word wakker in heiligmaking. Staan op. Laat die ywer van die Here in ons brand. In ons brandende harte vir die saak van die Here. En Vader, bring in ons hierdie dringendheid. Maak ons wakker. As die gemeente slaap, Here, maak hulle wakker. As die gemeente lui is, lethargic is,
Bring U die vuur in ons beendere sodat ons sal opstaan en ons monde sal oopmaak en ons nie sal skaam oor die evangelie van Christus nie, 'n krag van God tot redding. Here, help ons. Ons is geroepenis, geheiligde geroepenis in U gemeente, waarvan U die hoof is, waarvan U die opperherder is. Laat ons dan ook vanoggend in ons saam wees, die lieflikheid hiervan oordink en beweeg in die krag van U vrymakende evangelie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan nie lank gesels vanoggend nie. Daar's so baie wat hier gepreek word in hierdie gemeente dat ek op my hart net beleef het in voorbereiding dat dit tyd is vir julle om nou toepassingsgesprekke te hê. So ons het nou al intussen baie gehoor die afgelope 5 geleenthede oor heiligmaking. Ons het gehoor dit is 'n roeping vir almal. Dis nie net 'n opsie of jy kan sien daarvoor nie. So as jy nou in hierdie huiskerk sit of na die boodskap luister, dis 'n roeping. As jy die getuienis op jou lippe wil dra dat jy 'n wedergebore seun en dogter van die Here is, leef jy en het jy hierdie roeping van God ontvang. Die roeping tot heiligmaking. En dit is dat dit God se wil is vir ons lewens. Ons het dit vir mekaar gesê. Dit is God se wil vir julle lewe, julle heiligmaking. Ons het ook gehoor dat God ons wil heilig deur sy waarheid, sy woord is die waarheid en dat ons deur die genade, barmhartigheid en die werksaamheid van die kragtigheid van sy woord, dat dit in ons lewens inwerk en dat dit ons sal vorm. En my vraag net vanoggend is dat julle nou hieroor moet gesels. Dit help nie ons sit net na die preek en luister en sê, okay nie. Vandag gaan julle in die huiskerk gesels en vra, nou waar staan ek? En ek wil hê julle moet nou luister en vra vir mekaar, waar staan jy tot dusver op hierdie reis van heiligmaking? Wat het dit uitgewerk in jou lewe? Hoe het heiligmaking jou lewe verander sodat jy, en nie die dominee of sekere mense in die gemeente nie, maar jy persoonlik 'n getuienis dra van die lewegewende brood van die lewe, wat alles kom verander het, deur sy lewe, deur die kruis, dan deur heiligmaking, en deur die gees van waarheid. Waar staan jy tot dusver? My vraag is, waar ons verlede week was, kook jou hart oor van die ywer van die Here? Is jy opgewonde oor Jesus? Is jy enigstens geraak deur die kragtigheid van sy oorwinning? Wat se dankbaarheid leef in jou hart, dat jy nou met vrymoedigheid na die troon van Abba Vader toe kan kom? Maar my vraag is nie net dat jy teologies die regte antwoorde het nie. My vraag vandag vir die huiskerk is, hoe verander dit jou lewe, nie persoonlik net daar by jou tafeltjie nie, maar hoe vat jy hierdie waarheid uit na 'n wêreld wat verlore is? Hoe bring jy hierdie evangelie aan siekes? Aan mense wat godslasterlik is? Aan mense wat afgekoel het en hulle weet wat godsdienstig is en dink hulle is vroom? Hoe bring ons hierdie evangelie? Hoe skaam ons nie meer oor die evangelie van Christus nie? Hoe dra ons dit uit as 'n krag van God selfs in ons straat? Of bly ons maar net stil, omdat ons net nie wil aanstoot gee nie? Leef jy nog in nederigheid en gebrokenheid, in afhanklikheid en die krag van die evangelie? Is dit die getuienis van jou lewe? Het jy 'n dieper verlange dat die mindset van Christus ook jou mindset is? En as jy nou ja antwoord op hierdie laaste vraagie, as Christus se mindset jou mindset is, wil ek vir jou sê, Jesus se mindset is om te kom red die wat verlore is. Dat ons sal uitgaan in die strate en sal gaan inroep en sê kom na die Here toe. Dat ons die evangelie sal uitdra, dat ons nie onsself daar sal skaam nie. Ons kan ook nie stil bly nie. En wat ons nie nodigste het, is eintlik die repentance van Dawid. In Psalm 51. Dat die Here weer herskep in my binneste, skep in my, nie herskep jy, skep in my binneste, 'n vaste gees, o God, en gee opnuut weer daardie vastigheid in my hart, open my lippe, sodat ek die lof kan verkondig. Bring in my 'n kragdadige roeping vir die koninkryk van die hemele, vir die koninkryk van God. Ek dink aan Psalm 119 was nog altyd vir my so kosbaar as die ywer van die Here brandend in ons hart is
deur die Heilige Gees in heiligmaking, wat hy sê, ek het van ganser harte, Psalm 119 vers 58, ek het u van ganser harte om genade gesmeek. Wees my genadig volgens u belofte. Ek het dan toe my paaie oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse. Want die oomblik as jy terugdink waar jou voete was en is, en hoe lui hulle geraak het in die koninkryk van die Here, verander hulle in ywer en in vurigheid en in passie en in kompassie. Dit is 'n vieslike woord, compassion vir die wêreld. En gaan ek daarmee heen om die getuienisse van die Here nie net in my eie hart te bewaar en toe te sluit daar binne, mag vir niemand daarvan sê nie. Nee, jy sluit jou mond oop deur die krag van die Heilige Gees en jy verkondig die evangelie van die Here wyd en suid. Die mense wat saam met jou bly, jou kinders, jou kleinkinders, jou werkers, die mense wat vir jou werk, jou kollegas. Jy soek 'n geleentheid, man, om die lieflikheid van die evangelie van Jesus Christus te deel. Het heiligmaking 'n verlange in jou hart geplaas waaroor ek binnekort in die gemeente gaan gesels. 1 Johannes 2 vers 15, kom ek lees dit. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, en luister nou mooi wat dit is, die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oë, dit wat jy kan sien en wil hê en na smag, en die boasting pride, sê die oorspronklike Griekse woord van die lewe, al hierdie dinge is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Jakobus, Jesus se halfbroer, bevestig dieselfde ding in Jakobus 4 vers 4. Hy sê, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En dit is my punt van vanoggend. Ons het nou al 5-6 preke hieroor gehad. En my vraag is, wat op hierdie aarde het dit verander in ons gemeente? Of is ons besig om ons tyd, ons asem en ons energie te mors? Ek praat nie van myself nie. Ek praat nie van 'n reaksie op my woordbediening nie. Ek praat van om te reageer op die roepstem vir wat die Gees van God vir die gemeente wil sê. Want ek glo die Here praat. En sonder heiligmaking gaan niemand die Here en God se heerlikheid en sy karakter in hierdie wêreld sien nie. So daarom begin dit by ons. En ek dink wat ons die nodigste het waarmee ek wil afsluit vanoggend, is dat ons opnuut nodig het die vrees vir die Here en die vrees van die Here. En daardie vrees beteken nie dat ek bang is soos 'n slaaf wat net straf verwag en die hel en lelike uitvangkanse nie. Daardie vrees beteken die vrees omdat ek vrygekoop is en nou het ek totale ontzag vir die lieflikheid van die Here. Ek wil hom behaag, ek wil by hom bly. Niks wat hy my ooit vra is te swaar of te veel nie. As hy my vra om die wêreld af te lê, dan is dit my voorreg. Nie omdat ek nie hel toe wil gaan nie, ek is nie meer bang vir die hel nie. Ek leef nou as 'n slaaf in oorgawe, in die vrees van die Here, uit die liefde, omdat ek koramdei voor die aangesig van die Here leef en iets besef, dat ek hom lief het. Dat ek hom lief het, omdat hy my eerste lief gehad het. En is vanuit daardie liefde, wat ek besef en hoor in die evangelie, en dan reageer op daardie liefde in my reaksie, en my liefde om my lewe neer te lê, ook as 'n slaaf vir die Here, die baas van my lewe, om dan te beweeg in 'n verlange na heiligmaking, dat die woord die ywer van God in my losmaak, dat die woord my hart brandend maak en met 'n passie vir die Here bring, dat ek lewendig is en sal opstaan en my nie skaam oor die evangelie nie, dat ek die wêreld nie sal lief hê nie, maar die Here met my hele hart, siel, krag en verstand sal lief hê met alles wat ek het. En dat ek sal opstaan en sal ophou met die leuen wat stuur en stoot en sê, jy kan nie. Dit is 'n leuen, is 'n infame leuen. Deur die wederbaring, deur die nuutmaking, deur die evangelie, deur die nuwe lied wat ons sing op ons hart, sal baie dit hoor en 'n ontzag hê vir ons God, Psalm 40.
Maar as 'n gemeente nie daardie lied sing nie, hoe sal hulle dan hoor? As 'n gemeente dan nie preek nie, en ek praat nie net van myself nie, hoe sal hulle weet? As die geheiligdes nie gestuur word nie, en dis julle almal wat sê dat julle gered is in Jesus. As julle nie gestuur word nie, hoe sal hulle glo? Ek wens ek kan ure nou met jou praat wat net in die afgelope 2 weke gebeur het, hoe die Here kragtig die evangelie gebruik in ons lewens en in die strate waar ek kom en waar ons die evangelie uitdra, hoe dit besig is om absolute goddelike transformasie te bring in mense se lewens. En ek sê nou die dag van Welana, elke een word daartoe geroep, is nie net ek nie, julle word gedupliseer as disippels van die lewende Here in heiligmaking. Gaan uit gemeente, nou gaan julle gesels, wat het dit tot dusver in my lewe verander? Waar staan ons op hierdie journey? En hoe gaan ons as gemeente nie net persoonlike heiligmaking uitleef nie, maar korporatief saam? En hoe gaan ons dan in hierdie roepstem van die Here uitgaan in die strate van hierdie dorp en in die strate van die wêreld en die lieflike evangelie van God se redding bring? Ek wens ek was nou by elke huiskerk, want ek wens dat ons hierdie gesprekke nou kon hoor, kon opneem en kon stuur tot verheerliking van die Vader. Ek hoop julle gesels nou lekker saam, en asseblief, maak daarna tyd, bid vir mekaar se gesondheid, bid vir mekaar se lewens, maar bid vir die ywer van die Here en die vurigheid van gees in elkeen se lewe. Die Here seën julle. Ek kan nie wag om julle volgende week te sien in die saal nie. Ek dink die Here het 'n kragtige woord op sy hart. Tot weersiens. Totsiens.